Dan wil ek vandag met jou gesels oor hierdie tema van die altaar na die akker. 2026 is nou nie net 'n nuwe seisoen nie, maar ook 'n nuwe geestelike landskap. Nie net 'n nuwe kalenderjaar nie, maar ook 'n profetiese kruispunt. Die Here roep ons nie net om te bid om verandering te bring nie. Die Here roep ons om te gebruik om 'n verandering te maak. En ons gaan van altaar na akker, want in die woord praat die altaar van 'n plek wat gesê, if you want God to respond with fire, you have to build an altar, but there cannot be an altar without a sacrifice. En as ons sê ons gaan 'n kerk wees in 2026 wat ons hande gaan vuil maak, 'n verskil gaan maak in die gemeenskap, gaan dit ons iets kos as 'n kerkfamilie. En die woord praat van 'n persoonlike altaar, dan praat dit van 'n familiealtaar en dan praat dit van 'n koöperatiewe altaar. Maar dit begin by 'n persoonlike altaar, dit begin by my en jou verhouding met die Here, 'n plek waar ons kies om te bely met die woord van God en die roep oor ons lewens waar ons stil kan word, sodat die Here daai vuur in ons lewens kan inblaas. In goddelike orde is dit eerste ek en God, jy en God. Dan is daar 'n familiealtaar waar mans opstaan as koningspriester en profete. Waar ons bid vir ons kinders, bid vir hierdie generasie, bid vir wat die Here in en deur ons as familie gaan doen in hierdie jaar. En dan is daar 'n korporatiewe altaar waar ons op 'n Sondag by mekaar kom. As ek vandag praat is ek jammer, maar ons het nagmaal vandag en ek moet deur hierdie woord kom. Het ons 'n korporatiewe altaar waar ons kies om Here te loof aan bid op 'n Sondag. Paulus sê moenie die samekoms van die gelowiges minag nie. Van altaar tot akker. Die akker praat van die koninkryk van God. Ons sien Jesus gee 'n gelykenis en dit praat van vrede, vreugde in en deur die Heilige Gees. Hoekom? Die wêreld wag vir 'n openbaring van die seuns en dogters van God. Die wêreld wag, hallo kerk, vir my en jou om vrede en vreugde in en deur die Heilige Gees vry te stel, sodat die wêreld kan verander, sodat hulle kan sien dat God getrou is, dat God lief is vir ons en dat sy goedertierenheid is tot 1000 generasies. En vanoggend praat ons van altaar tot akker. Hoe lyk dit vir my en jou in ons lewens? Sien, die hemel is gereed om losgelaat te word in hierdie seisoen van ons lewe, maar God soek mense wat in verbond wandel, onder sy orde buig en met vuil hande aanbid. Ek wil vinnig 3 temas aanraak wat ons gaan aanraak as deel van hierdie preek vanoggend. Die een is verbond en ooreenstemming, 2 werk as aanbidding en 3 belyning met God se orde. En wanneer hierdie 3 oorvleuel, dan ontsluit dit die hemel. Wanneer dit oorvleuel in ons lewens, dan skets dit 'n prentjie van die goedheid van wie God is. Punt 1, die krag van verbond en ooreenstemming. Amos 3:3 sê die volgende: sal 2 saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie. As hulle nie ooreengekom het nie. Dit sê, ons kan net saamloop wanneer ons saam sien. Dit sê, sal 2 saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie. Die van julle wat getroud is sal weet, as ons dit nie eers afgespreek het nie, dan kan ons nie saam stap nie. As ons nie saam sien nie, kan ons nie saam stap nie. En hierdie gebeur gewoonlik op 'n reis, 'n lang pad. Wanneer ons daar kom en sê, hoe gaan ons pofadder om of gaan ons, dan kom jy agter, maar ons het dit nie vooraf afgespreek nie. Ons het dit nie kar geklim en ons het gery. Ons het dit geboen. En dit is ook lekker. Maar hierso geestelik sê die profeet, as ons nie saam sien nie, kan ons nie saam stap nie. Profeet Amos praat, en dit is eintlik God wat praat met Israel en sê, julle het uitbeweeg onder die verbond. Sien, ons het gekies om saam te sien, om saam te stap, maar julle is ongehoorsaam in hierdie seisoen. Dan gaan dit verder in Deuteronomium 32 vers 30. En dit sê, hoe kan 1 mens 1000 agtervolg of 2 10.000 op die vlug jaag? Gebeur dit nie omdat die rots van Israel hulle verkoop het nie, omdat die Here hulle uitgelewer het nie. Sien, verbond gaan nie net oor wie God is vir my nie, maar wie ek is en jy is voor God. Verbond gaan nie oor wie God vir my is nie, of vir jou is nie, of vir ons is nie, maar wie ek en jy is voor God. Belyning, gehoorsaamheid. En wanneer dit praat hier van die rots van Israel profeties, dan praat dit van verbondsbelyning, van gehoorsaamheid, dit wat vas staan. En hy sê, hy het gekies om weg te beweeg van hierdie verbond, want sien, hier is die ding, God se verbond, hallo kerk, is met mense. God se verbond is nie met besighede nie, God se verbond is nie met karre en geboue en huise en diere. God se verbond was oorspronklik met die mens, en God se verbond met die mens kan nie verander nie. God het reeds verbond gemaak, hy sê, ek het die mens geskape, ek het my asem in hom ingeblaas, daar was lewe, ek het hulle geseën. Die eerste ding wat God doen, na hy die mens skep, is hy seën hulle. Wat beteken, ek en jy is vandag nog geseënd. God het nie verander nie. En na hy ons geseën het, gee ons instruksie en later bring hy 'n verbond. En hy sê, dis wat ek wil jy moet doen. Ek wil jy moet in hierdie verbond lewe, in gehoorsaamheid, in lyn met wat ek hier vasmaak met jou vandag.
En hulle sê, wanneer jy dit doen, sit 1 1000 tot vlug, maar 2 10,000. Wanneer ek en jy kies om in verbond met God te lewe, eksponensieel in ons lewens, is daar guns, want ons beweeg in gehoorsaamheid. Dit wys na bonatuurlike oorwinning as gevolg van verbondsbelyning. Eenheid onder God se orde bring eksponensiële vrug in ons lewens. Sonde, ontrouheid, ongehoorsaamheid verbreek die praktiese werking van die verbond, maar nie God se getrouheid nie. Wanneer ek en jy ongehoorsaam is, dan breek ons die praktiese werking van die verbond, maar nie God se gehoorsaamheid en God se getrouheid nie. Want God se getrouheid gaan nie verander nie, God se verbond met ons gaan nie verander nie. Ek en jy kies om onder daai verbond uit te beweeg, ongehoorsaam te wees en nie te bely nie. En ons het gesê, hier's wat dit is. Growth does not take place in agreement, but in alignment. Daar's krag in ooreenstemming. Maar wanneer ons kies om te belyn, is daar verbond. Wanneer ons kies om gehoorsaam te wees aan die woord wat God reeds gespreek het oor ons lewens, om roeping vas te maak, dan beweeg ons naar God se guns. En ek wil hierdie punt in jou hart vasmaak vandag, want ek glo dat ons in 'n seisoen in beweeg, waar ons gehoorsaam moet wees en moet belyn oor die woord van oor ons lewens, ook die woord oor hierdie gemeenskap en oor Hallo Kerk. Sien, verbond is vas, maar die vloei daarvan hang af van belyning. Verbond is nie emosie nie, dis nie 'n geestelike instelling nie. Verbond is 'n geestelike kontrak, 'n heilige verbintenis, 'n goddelike ooreenkoms. Dis verbond. God se verbond is met die mens, maar God beweeg nie net deur individue nie. God beweeg in ooreenstemming. Let's say we two agree. Waar 2 saam sien. Sien, in ooreenstemming is daar beweging van God wat plaasvind in ons lewens. 2026 gaan verhoudingstoets. 2026 gaan 'n jaar wees waar ek glo ons regtig die Here se guns en genade oor ons lewens gaan sien, waar die nuwe gaan plaasvind. Nie nuwe dinge nie, nie in die bestaande model van wat God doen. Hier is my vraag aan jou vanoggend. Wie loop saam met jou? Trek julle en ons in dieselfde rigting? Wie deel dieselfde waardes? Sien, deel ons dieselfde waardes, loop ons in dieselfde rigting in hierdie seisoen. Kies ons om te belyn met die woord wat God gespreek het vir hierdie seisoen. God skei vir Lot van Abraham, God skei Saul van Dawid, God skei Judas van Jesus. God skei mense van mekaar in die Bybel. Nie omdat God wreed was nie, nie omdat hy haat was nie, nee, om roeping te beskerm. Ons het gesê, when purpose is misunderstood, abuse is inevitable. En ek en jy gaan moet kies hierdie jaar om te belyn met die roep oor ons lewens. En dit mag dalk kos dat jy moet skei van goed in jou lewe. Daar's dalk gedagtes of idees of planne wat gebore is uit die vlees, wat jy gedroom het oor, maar dis nie in lyn met die verbond en dit wat God oor jou lewe het nie. En dan gaan ons moet kies om te kan sê, Here, ek verstaan en ek weet. En ons moet gehoorsaam wees aan dit wat die Here wil doen. Die kerk moet weer 'n span word. Hallo Kerk, nie 'n skare nie. Die kerk beweeg as 'n span in eenheid, nie as 'n skare nie. Nie toeskouers nie, nie passasiers nie, maar mede-arbeiders, verbondsmense, spanmaats in eenheid. Die hemel vloei waar daar eenheid is. Psalmdigter in Psalm 133 skryf dit so: hoe goed, hoe mooi is dit as broers eengesind saamwoon. Saam te woon is een ding. Om eensgesind saam te woon is 'n ander ding. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermonberg wat op die berge van Sion val, waar broers so saamwoon. Maar mooi wat dit sê, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën 'n lang lewe. Waar ek en jy in eenheid beweeg, maak God spasie vir 'n volgende generasie. Waar ek en jy in eenheid beweeg, maak God spasie vir 'n volgende generasie. En ons gesê, 'n kerk sonder 'n volgende generasie is soos 'n huis sonder erfgename. En ek wil jou uitdaag vandag om te belyn
om te bely met die verbond wat God reeds oor ons lewens vasgemaak het, sodat ons kan spasie maak vir 'n volgende generasie. Sodat ons kan spasie maak vir 'n volgende beweging, sodat ons kan spasie maak vir mekaar, die liggaam van Jesus Christus, om 'n verskil te maak in 'n wêreld wat dit nodig het. Tweede punt wat ek vinnig aan jou wil raak is die vuur en die werk. Aanbidding met vuil hande. Genesis 2:15 sê, die Here God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas, om dit te bewaak. Ons het vinnig aangeraak met die woord, vir die woord bewerk, hier is die woord in Hebreëus abad, wat beteken aanbidding. Sien, God het nie eers 'n kerk geskep nie, hy het 'n tuin geskep, en toe sê hy bewerk dit, dien daarin, en bring aanbidding vir my, as deel van dit. Jy gaan seker nie môreoggend klaar as jy werk toe ry nie, gaan jy? Hulle beginsel in jou hart vasmaak. Wanneer ek en jy renmeesters word van wat God in ons toevertrou het en dit bewerk, dan bring dit aanbidding tot God. My vraag vanoggend aan jou is jy bereid om 'n renmeester te wees oor jou lewe, oor dit wat die Here aan jou toevertrou het, oor dit wat die Here vir jou gesê het, bewaak dit en bewerk dit, sodat dit aanbidding kan bring vir 'n koning. Ware geestelikheid is nie net hande in die lug nie, maar hande in die grond. Wanneer ons 'n tuin bewerk, dan sit jy jou hande in die grond en jy bewerk dit. En jy haal die bossies uit. En jy plant dit op die regte plek in die regte seisoene, sodat dit kan vrug dra. En wanneer jy daar opstaan, is jou hande vuil. En wanneer ons sê ons gaan 'n kerk wees met vuil hande, ons gaan 'n kerk wees wat 'n verskil maak in hierdie gemeenskap in hierdie land, dan moet ons hande vuil wees. En hallo kerk, dis my gebed vir ons as 'n familie hierdie jaar, dat ons sal aanbid met vuil hande. Dat ons nie op Sondag by mekaar sal kom en mooi liedjies sing en net vir mekaar lief wees en koffie drink nie, maar dat ons bereid sal wees om in eenheid te kom te bely met die roep oor hierdie kerk en oor ons lewens en om ons hande vuil te maak. En te sê, Here, ons kies om 'n verskil te maak in 'n gemeenskap wat dit nodig het. Ons kies om gehoorsaam te wees. Ons kies om 'n prys te betaal, want ons weet, if we want God to respond with fire, we have to build an altar, but it cannot be an altar without a sacrifice. Dit gaan ons iets kos. Dit gaan ons iets kos. Levitikus 6:13 het julle laas Sondag gehoor. Die vuur moet aanhou brand op die altaar. Dit mag nie doodgaan nie. Sien, elke oggend moes die priester die as verwyder, nuwe hout insit, die vuur oppas, maar dit was God se verantwoordelikheid om die vuur te laat brand. Die vuur was God se werk, maar die onderhoud was die mens se verantwoordelikheid. En hier sou kom, want God bou sy kerk. En die engel sê, and the gates of hell will not prevail against it. Hallo kerk, dis nie ons werk om God se kerk te bou nie. God bou sy kerk. Dis ons werk om verantwoordelik te wees en renmeester te wees van wat God aan ons toe vertrou het in hierdie seisoen. En ek wil jou aanmoedig in hierdie seisoen om dit te doen. Moenie dat die vuur in jou lewe ophou brand nie. Gooi die as af in die oggend, sit nuwe hout op. Vat verantwoordelikheid oor dit wat die Here aan jou toe vertrou het. Vat eienaarskap en laat God toe om sy kerk te bou deur jou lewe. Menslike stelsels sonder God bring nie die hemel nie. Menslike stelsels sonder God bring nie die hemel nie. Dit bring slawerny. Wanneer ek en jy kerke en strukture bou wat nie in goddelike orde is nie, wanneer ons strukture bou en gedagtes bymekaar sit wat nie onder leiding van die Heilige Gees is nie, dan bou ons 'n tronk vir 'n volgende generasie. En ek wil jou aanmoedig om net gehoorsaam te wees en net te belyn die roep oor jou lewe. En te sê, Here, mag my lewe so wees dat dit 'n uitnodiging is vir ander om ook die lig en ook die roep te dra. Punt nommer 3 voor ons afsluit. Belyning met God se orde. Sien, ek glo maar die seisoen is nie een van mense wat bid, Here, stuur iemand nie. Ek glo maar die seisoen waar ons gaan bid, Here, stuur my. Die profeet sê, hier is ek, stuur my.
Ek wil jou vra of jy daai gebed kan bid vir 2026 oor jou lewe, in hierdie seisoen in jou lewe. Nie, Here, stuur vir my iemand nie. Here, hier is ek. Stuur my. Here, hier is ek wil 'n verskil maak. Here, dankie vir die roep oor my lewe. Dankie dat jy my gekies het. Dankie vir verbond. Dankie vir die voorreg wat ek het om U te ken. Dankie vir U liefde. Stuur my. Ek wil 'n verskil maak. In Eksodus 20 vers 1 sien ons die gebooie, en ek gaan net die eerste 2 verse lees en sê, en toe het God al hierdie gebooie aangekondig en gesê, ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En jy mag geen ander God naas my, en jy mag naas my geen ander gode hê nie. Sien, God begin nie met reëls nie. God bring jy gebooie wat orde verteenwoordig het in die Ou Testament. En Moses bring nie 'n stel reëls nie. Hy bring eers identiteit. Voordat die gebooie bring, sê dit die volgende. Dit sê, en toe het God al hierdie gebooie aangekondig en gesê, ek is die Here jou God. God begin nie met reëls nie, hy begin met identiteit. Hallo kerk, ek en jy het nodig om ons identiteit in God vas te maak, sodat ons kan beweeg in goddelike orde. Die wêreld, ons gaan nie nou identiteitsgesprekke hê nie. Maar ons het nodig, as God se kinders, om ons identiteit vas te maak, in wie jy is, en wie God is, nie wat die wêreld sê ons is nie. Nie die wêreld se opinies oor jou lewe, die wêreld se opinies oor jou kinders, die wêreld se opinies oor die kerk nie. Identiteit in God. In wat God reeds vir jou gedoen het, want dit is nie jou eie werk nie, dit is deur God se genade. Matteus 6:33 sê, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Sê, soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers vrede, vreugde. Soek allereers die leiding van die Heilige Gees uit 'n stand van geregtigheid in 'n plek van identiteit. En dan sal hierdie goed vloei. En dan sal dit wat jy nodig het na jou kant toe kom. Dit sê soek allereers. Ware orde vloei nie uit beheer nie. Ware orde vloei uit erkenning van gesag. Wanneer ek en jy verstaan wat ons rol is en wat God se rol is in ons lewens. God is 'n God van orde. 2026 glo ek in my hart gaan mensgemaakte strukture skud. Kerkpolitiek, beheerstelsels, toksiese leierskap, narcissistiese geeste. Glo in my hart dat God gaan orde terugbring in sy kerk, want God by sy kerk, bou sy kerk, wanneer ek en jy kies om gehoorsaam te wees en te belyn met die verbond wat reeds daar is. En wanneer God se orde kom, dan kom sy bedekking. En wanneer God se orde kom, dan kom sy guns. En wanneer God se orde kom, dan kom sy voorsiening. Wanneer ons kyk na verbond, goddelike orde en werkesaanbidding, wanneer dit oorvleuel uit ons plek van gehoorsaamheid, dan vloei die hemel. Dan ontsluit God die hemel oor ons. Dan genees gesinne. Dan word kerke gesond. Dan word gemeenskappe herstel. En dan verander ons se land. Wanneer ons kies om in God se orde te beweeg. Hier is die praktiese toepassing. Hulle kerk in hierdie jaar gaan ons spanne bou, nie platforms nie. Hierdie jaar gaan ons weer hout op die altaar sit. Gebed, woord, gehoorsaamheid, diens. Hierdie jaar gaan ons grense trek waar dit nodig is. Dis nie haat nie. Dis gehoorsaamheid.
in hierdie jaar gaan ons hande vuil maak. Deur te dien in die kerk, te dien in die gemeenskap, te dien in jou huis, te dien by jou werk. Die hemel wag vir 'n kerk wat werk. 'n Kerk wat met vuil hande aanbid. Ek gaan vra dat jy jou oë toemaak. As jy vanoggend hier is vir die eerste keer, of jy is dalk vanoggend hier, jy het nog nooit die geleentheid gehad om jou hart vir Jesus te gee nie. Ek wil jou vanoggend 'n geleentheid gee om te sê, Jesus, ek wil my lewe aan jou wy. Elke hoof gebuig, elke oog toe. As dit jy is, en jy het nog nooit die geleentheid gehad nie, en jy wil vandag jou hart vir Jesus gee, wil ek jou vra om vandag jou hand op te steek en vir my te sak. Dankie vir daai hande. Ek gaan vra dat ons as 'n kerkfamilie saam met hulle hart bid. Jesus, ek glo dat jy die seun van God is, die gesterf het aan die kruis vir my sondes, en dat jy opgestaan het uit die dood. En ek kies vandag om die deur van my hart oop te maak, en om jy in te nooi as my verlosser en my saligmaker. Ek bid dit in geloof, en ek bid dit in Jesus naam. Amen.